Goeiemiddag, goeienaand en welkom by Straatwys. Nou die dag sit ek en ek luister na 'n gesprek, 'n ernstige ene, die tipe wat so swaar in die lug hang en ons praat oor politiek hier in Suid-Afrika. Jy weet ons, daai tipe goeters wat 'n mens so 'n bietjie vinnig warm maak onder die kraag en die emosies loop hoog en opinies raak hard en dis 'n ding wat mens gaan oor goeters wat mens elke dag raak. 'n Gesprek oor onreg wat plaasvind en egte dinge en realiteite. En toe so tussen alles deur sê 'n vrou iets en sy sê, ek weet ek moenie so voel of dink nie, want ek weet God gaan my straf daarvoor, maar. En ek sê vir jou, daai maar het by my vasgehaak. Dit het so by my vasgehaak dat ek daai aand eintlik lank daaroor wakker gelê het en daaroor gedink het. Want skielik dink ek by myself, maar wag so 'n bietjie. Wat gaan van hierdie wêreld word as ons almal so begin dink? As ons met 'n maar enige tipe van denke of beginsels of aksies probeer regverdig. Dieselfde tipe maars wat die onregplegers ook gebruik om hulle aksies te verdedig. En vir ons wat sê dat ons Christene is dit moeilike goeters om oor te praat. Want hoor mooi wat daar gesê word. Daar word gesê eintlik wat sy sê is, ek weet wat reg is, maar ek kies iets anders en ek hoop dat ek daarmee kan op 'n manier wegkom. En dan gooi ons God in op 'n manier as dreigement en jy sê hy gaan my straf, maar ek vat maar 'n kans want ek hoop dalk hoor hy die maar. Maar is dit regtig hoe dit werk? Want vir my is God nie eerstens 'n God van straf nie. Hy is 'n God van wat ons roep na 'n ander lewe toe, 'n ander manier van leef, 'n ander wêreld. Nie een wat altyd noodwendig regverdig voel volgens my en jou emosies nie, nie een wat mense ego streel nie een wat altyd jou kant kies nie. Maar een waar jy anders kies te midde van wat gebeur in die wêreld rondom jou. Waar jy verstaan dat wat jy voel is nie altyd wat jy moet doen nie. Wat jy dink is nie altyd die waarheid nie. En dis waar die ding moeilik inkom en dis die moeilike ding. Want dit is maklik om altyd saam te praat, dit is maklik om saam kwaad te raak, dit is maklik om jou groep en jou nasie en jou kant altyd te verdedig. Dis die maklike pad. Maar daar is ook 'n ander pad, waar jy alles wat binne in jou aangaan deur 'n ander tipe filter moet sit. 'n Filter van geloof, 'n filter van liefde en van vrede en Christelikheid en roeping. En dis nie 'n sagte filter nie, dis 'n moeilike een, dis 'n harde een. Want skielik moet jy jouself konfronteer, jy moet kyk na jou eie woede, jou eie oordeel, jou behoefte om reg te wees. En dis hoekom daai ou sê ding so waar is, wat sê, dis vreemd hoe die moeilike dinge baie keer die regte dinge is. En kyk ook wat sê Jakobus in Jakobus 4 vers 17. Hy sê, as iemand weet wat reg is om te doen en hy doen dit nie, is dit sonde. Dis hard, né? Want nou gaan dit nie meer oor wat ek en jy weet nie, maar oor wat ons doen. En sonde, dis nog 'n woord wat ons baie keer gemaklik ignoreer. Ons maak dit klein en ons skuif dit weg. Maar sonde is nie net 'n lysie van verkeerde goeders nie. Dis enigiets wat jou wegvat van God se manier van leef en doen. En hier is die ding wat ons lank misverstaan het. Ons dink straf is iets wat eendag gaan kom, ver weg daarbo later wanneer jy doodgaan of sulke tipe goeders. Maar die waarheid is, die straf begin nou. Wanneer jy kies om buite God se manier te leef, dan gebeur iets in jou. Jy raak onrustig, jy raak onvergenoegd, jy raak harder en jy raak meer verdeeld. En dit stop nie net by jou nie, dit spoel oor na jou huis toe, na jou kinders en jou vriende en jou gemeenskap en jou land. En skielik sit ons en kyk na 'n wêreld wat as jy mooi kyk heeltemal uitmekaar uitval en ons wonder hoekom. Want ons bou dit self. Elke keer wat ons kwaad met kwaad antwoord, haat met haat, veroordeling met veroordeling, breek ons meer af as wat ons bou. Dis net in wiskunde waar twee negatiewes 'n plus word. Nie in die lewe nie, nie in mense nie, nie in die wêreld nie. Jesus het dit lankal gesê op 'n manier wat eintlik net onlogies is. Jy kan nie donker met donker verdryf nie, jy moet anders kies. En ja, ek weet, dit voel verkeerd, dit voel onregverdig, dit voel asof jy die onreg goedkeur, dit voel asof jy ander se haat vat, dit voel swak, dit voel asof jy jouself en jou mense om jou verraai. Maar miskien is dit juist die punt. Die moeilike ding is die regte ding. Om stil te bly wanneer jy wil beklei, om lief te hê wanneer jy wil terugslaan, om vrede te kies wanneer alles in jou skree vir vergelding, om vir jou vyand te bid.
Dit voel nie natuurlik of regverdig nie, maar dis heilig. En die maklike ding is om saam te skree, saam te haat, saam te breek. Dis maklik. Maar kyk waarheen vat dit ons en waar bring dit ons wêreld waar ons nou is. So dalk is die vraag nie meer wat voel reg en wat voel verkeerd vir my nie, maar eerder wat bou my denke en my woorde en my aksies. Want jy het 'n keuse, elke liewe dag, om deel te wees van 'n wêreld wat stadig maar seker besig is om mekaar te vernietig, of om die moeilike pad te stap en iets anders heiligs te bou. En ja, dit gaan jou kos, maar dalk is dit presies ons roeping as Christene. Ek hoop jy 'n wonderlike dag en tot ons weer saam stap. Mooi loop.